Nou, ek wonder, hierdie is nou vanoggend vir my 'n baie vreemde ervaring, want ek weet nie of ek in 10 jaar al hierdie getalle nou gesien het nie. Nou praat ek van die min. Maar nou wonder ek ook, want ek het gebid en ek het gesê, Here, piek hulle met die hand vir vandag. Ek gaan nou nie weer so bid nie. Maar ja, so ek dink daar's 'n besonderse rede waarom jy vandag hier is. Het is my groot voorreg om die woord met jou te deel en mag die Here dit regtig in jou hart ietsie kom doen. Mag jy hoor wat die Here dan nou spesifiek vir jou wil sê vandag. My woorde aan Rita was letterlik, dit was nou vroeër hierdie week, so by maandag se kant, luister my engel, ek dink ek wil dit nou maklik vat vir Sondag wat kom. Dis die eerste naweek van die skoolvakansie, ek dink jy ons moet diep gaan nie. Ons moet sommer net so 'n bietjie kuier rondom die woord en ja, sê sy daai die kombuis uit. Dit klink na 'n goeie idee. Maar toe gebeur daar iets. Toe lanseer Amerika, dit was hierdie week, né? Nou daar bommetjies op die kernaanlegte van Iran en Iran reageer en iets gebeur in Israel en ergens is daar 'n skietstilstand en toe kom die koue front. Dit voel vir my so op dieselfde level van spanning. En ergens gebeur dit in my kombuis, ek verbrand 'n hele pot sop. Ja, al die vleisies, alles pikswart. En toe sal daarom nou die Springbokke het gewen. En daar's allerhande beroeringe in die politiek. En ons praat ons nie politiek in die kerk nie, maar daar is nou van dit. En die lewe gebeur en ek begin na mense luister en ek kom agter maar daar's 'n klomp goeders wat mense so 'n bietjie bang maak. Vrese. As jy daaroor begin praat en 'n bietjie YouTube video's kyk en so aan, dan kan dit baie vinnig jou hart aanraak en wonder wat gebeur. En toe herbesin ek nou. Onthou ek was nou by die preek waar ek vir Rita gesê het, ons gaan lig, ons gaan nie diep nie. Maar toe kry die Here my beet en sê, maar hoe kan jy nou besluit wat se dag gaan jy nou lig? Hy het nog nie net dit presies so gesê nie, maar dit het in my gees nou die ervaring gekom. Maar wat wil u met ons deel in hierdie tyd? Want dit is baie maklik dat vrese jou kan oorweldig. Nou, een of ander vrees. Dit hang nou af waarmee jy besig is, waarna jy luister of waarna jy kyk. En as daar nou niks is waarna jy luister of waarna jy kyk, dan kan dit sommer die vrese van jou eie klein wêreldjie wees, wat jou dalk so 'n bietjie oorweldig, oor wat gaan ons nou hier doen, en wat gaan ons daarmee doen. En dis toe wat die Here op my hart kom druk, vir hierdie pragtige koue Sondagoggend, wat die gehoor gehandpiek is, om vandag hier te wees. Ek gaan oor vrees praat, maar 'n baie spesifieke vrees. Soos jy saam met my, as my so koud is, raak jy nie gou in die slaap nie. Ek gaan jou nie in die slaap breek nie, maar ek wil jou net saam met my hou. En daar's 'n baie goeie rede, waarom jy dalk vandag jou ore spesifiek goed moet spits. En ek het dit vir die kringetjie daar voorgesê, voor diens. Ek dink dalk in 10 jaar is hierdie seker een van die ernstigste boodskappe, wat ek toe nou op hierdie Sondagoggend gaan bring. So, besef die erns daarvan, ek wil dit met jou deel. So die grootste vraag wat ek mee wil begin, en wat jou net gaan bring oor waaroor ons gaan praat uit die woord van God, is hierdie vraag. So hier kom hy, die vraag is vir jou, jy hoef hom nie hardop te antwoord nie, jy kan hom net daar waar jy sit, in jou kop antwoord. Hoe sal jou lewe lyk, as jy God vrees? Laat net so 'n bietjie insink. Hoe sal jou lewe lyk as jy God vrees? Ek gaan hom so 'n bietjie verdraai ook. Ek sê, hoe sal jy leef, jou leefstyl lyk of wees, as jy regtig God vrees? En dan miskien las ek nog net so 'n stukkie aan, sal ietsie of goed regtig in jou lewe verander, as jy God vrees? Johan, ek het so aan jou gedink, dit het my hart so geraak. Sal iets in jou lewe regtig verander, as jy God vrees? Ok, het julle hom, julle moet hom nou parkeer, julle moet hom nou daar sit, dis die fondasie van die preek. Hoe sal jou lewe lyk, as jy God vrees? So, die bottom line is, as jy al my sinnetjies vergeet, hier is die een vraagie, vrees jy God? Ok, het almal om, tot
hier's baie mense, daar's tot by galery mense. Vrees jy God? Nou, dis nie 'n maklike onderwerp nie, en ja, regtig hier goed jy om vir die eerste Sondag van vakansie gekies, vrees jy God, en as 'n mens daaroor praat, dan is daar mense wat, miskien is dit in jou gemoed, van nee, ek hou nie van die onderwerp, weet, maak my so 'n bietjie bang. Ek wil nie bang wees nie, daar's genoeg goed om oor bang te wees, kies iets anderste. Of ander mense sou dalk sê, en ek dink nie as hulle is hier nie, ag nee, moenie nou daaroor preek nie, dis 'n Ou Testamentiese ding. En ander mense sal sê, luister nee, ons is in 'n nuwe dispensasie, dis genade tyd, moet asseblief nie oor vrees spreek nie, praat met ons oor genade, want die wêreld het genoeg chaos, praat met ons oor vrede en liefde en vreugde en veiligheid, kan ons ietsie daarvan hoor, of die guns van God. As ek nou adverteer het, dat ek preek op hierdie Sondag oor hoe om die guns van God in jou lewe los te maak, dat prosperity gaan gebeur, dan het ons dalk stoele ingedra. Maar nou het ek ergens gesê, ons gaan oor vrees praat, maar dit is nou goed. En mens kon nou dink, hoekom sou Lisa nou laat ons sing, no longer a slave of fear, wel ek het al gevra, kan ons hom sing voor die preek, en is heeltemal van toepassing, want die verkeerde vrese gaan jou lewe verlam, nee, die vrees van verlies, of die vrees van siekte, of die vrees van finansiële skuld, of die toekoms, of vriende, geld, noem dit wat jy wil, daardie vrese gaan jou lewe regtig lam lê, dis nie goed vir jou. En die rede waarom so baie mense vasgevang is in die vrede, in die vrese, is omdat hulle nie die vrees van God reg verstaan. Ek gaan my beste poging doen om jou te vat, sodat jy na vandag beter sal verstaan, wat beteken dit om God te vrees. Miskien kan ek 3 groot stellings maak, nog alles deel van my inleiding as jy my ken, en miskien is dit amper soos 'n ware vals, maar moet nou nie kliphard uitroep as jy dink is ware vals nie. Dis moontlik dat die afwesigheid, die absence, die afwesigheid vir die vrees van God, dat dit die rede is waarom so baie mense paniekerig rondval in al die ander vrese. Jy hom gehoor? Ek sê die rede dat baie mense paniekerig rondval in ander vrese is omdat die vrees vir God afwesig is. Miskien die vrees van God, sou ek sê, dis nog 'n stelling wat ek maak, is soos 'n teenmiddel vir enige ander vrees. Wat is daai woord? 'n antidote. Nee. Ek kan Engels ook praat. So die vrees van God, as jy dit verstaan, is dit soos 'n teenmiddel vir al die ander vrese. Hier kom wonderlike openbarings vir jou, dit kan regtig jou hele lewe verander. Miskien 'n laaste ene, en dis eenvoudig as ek sê, vrees God, en al jou ander vrese sal verdwyn. Wow, is dit so eenvoudig, Hugo? Rarig? Ek weet daarom nie, maar kom ons praat daaroor. Is jy saam met my nog? Wonderlik. As jy te koud kry, gaan vra vir 'n Milo of ietsie. Dis moeilik om te bepaal, waar moet ek begin, toe ek nou aan die boodskap werk, en toe die Here my nou beet het, en ek het nou ander gedagtes oor vandag, en dis moeilik, waar begin ek, want die vrees van die Here, om met 'n gemengde gehoor daaroor te praat, is 'n baie komplekse onderwerp, en die Bybel self het meer as 300 verwysingskrifte, wat praat oor die vrees van God. Nou, hoe doen ek dit nou in 25 minute en 30 minute? Maar ek gaan my best doen, die Heilige Gees is gewoonlik altyd die naprediker, so ek vertrou dat die Here ons sal help. Daar is so baie, en waar sal ek nou begin? En ek slaan die Bybel toe nou letterlik so in die middel oop, en dan besluit ons, dan begin ons sommer in die middel van die Bybel, dan werk ons om al twee kante toe. Reg? Ok, wonderlik. Ek het verlede week met jou gepraat, as jy nie geluister het of gehoor het nie, gaan luister gerus daarna. Ek het gepraat oor om te leef in verwondering. Ek gaan vanoggend 3 keer weer daarna verwys, en die rede hoekom ek nou daarna verwys, ek wil hê jy moet die volgende paar skrifte in verwondering saam met my lees, asof jy dit nog nooit gehoor het nie. So ek wil net jy moet weer bietjie opgewonde raak, die ore spits, en hoor wat die woord van die Here regtig vir ons sê. So, ek wil die gedeelte begin oor die vrees van God, net dat jy moet sien, dit staan regtig in die Bybel. Kom ons lees sommer net 10 versies wat daarna verwys. Ons begin sommer dan nou so in die middel van die Bybel. So die eerste ene, Spreuke 1 vers 7.
Almal is daar. Nee, dis nie, daar is hy. Dankie, soos. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Hoor jy die woorde? Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Tweede een, Spreuke 9 vers 10. En dis wat op Rassie se skoolbaadjie gestaan het. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en die kennis van die Heilige is verstand. Ek wil hom vir jou in Engels gee. Dit was vir my so mooi toe Lindy was, toe sê sy as ons baie keer iets in Engels sit, dan fokus ons beter en ons maak gou seker wat ons lees. So hier kom hy in Engels. The fear of the Lord, waaroor ons praat vandag, is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Dis mooi, ne? Hier's nog 'n gunsteling een van my. Spreuke 14 vers 26. Volgende enetjie. Hoor hierdie ene mooi. In verwondering. Kyk gou mooi na hom. Hy sê in die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Ook vir sy kinders sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here, weer 'n keer, is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Is dit nie mooi nie? Die vrees van die Here is soos 'n fontein van lewe. Jy hoef nie botox te doen en groen slaai nie. Die vrees van die Here is soos 'n fontein van die lewe wat jou kan verander, wat jou kan herskep, strome van lewende water. Volgende week François gaan daaroor praat. En dan Psalm 2 vers 11. My baie mooi. Dien die Here met vrees, juig met bewing. Kan jy hoor, die Bybel praat regtig van die vrees van die Here. Ek het 'n ander vertaling daar bygesit. Hy sê, julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig. Kom jy agter, ons praat oor die vrees van die Here? Kan jy hoor wat sê die Bybel als? Great. Ok, kom ons gaan na die Prediker toe. Die Prediker, as jy nou Prediker gaan lees, daar is 'n klomp goeders wat jy baie keer nie weet, of jy nou kom of gaan nie, maar die Prediker het baie waardevolle goed vir ons gesê, alles, en dan sê hy, hier's die opsomming van alles, die betekenis van die lewe, Prediker 12 vers 13. Jy kan dit nie in meer Afrikaans kry nie, die hoofsaak van alles wat jy gehoor het. Vrees God, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Ons kan nou eintlik huis toe gaan, want ons weet nou wat sê die Bybel. Maar ons gaan nie, want ek het 'n preek voorberei. Prediker 12 vers 13. Psalm 115 vers 13. Ek sal amper klaar met die 10 verse. Psalm 115 vers 13 is 'n wonderlike belofte. Ons weet nie wie die Psalm geskryf nie, maar hoor wat sê hy. Hy sal diegene seën wat doen? Wat die Here vrees. En die kleintjies saam met die grootes. Daar's 'n seën vir jou daarin as jy God vrees. Kom ons gaan na Job toe. Julle ken Job se storie. As jy nie Job se storie ken nie, gaan lees dit gerus. Hy skryf, maar aan die mens, aan die hele mensdom het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid. En om van die kwaad af te wyk, dan gebruik jy jou verstand. Moet ek aangaan? Daar's meer as 300. Maar ek gaan net nog so 'n bietjie aan. Ons gaan gou Nuwe Testamente, want iemand het dalk nou al ergens gedink, maar vertel vir my ietsie daarvan. Kom ek gaan Nuwe Testament toe. Handelinge 9 vers 31 sê, en die gemeentes deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle, jy moet dit hoor, terwyl die gemeentes opgebou is en gewandel het, hoe in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle ook sommer vermeerder. Ja, dis fantasties. Het jy dit mooi gelees? Die gemeentes is opgebou, vertroos en vermeerder omdat hulle 'n great prediker gehad het, omdat hulle 'n wonderlike worship band gehad het, omdat hulle 2 skerms en projektors gehad het. Ek bly julle lag want dit beteken julle luister. Nee, hulle is opgebou en hulle het vermeerder en hulle is vertroos vir een rede, die gemeente, die liggaam van Christus, al hierdie wonderlike dinge het by hulle gebeur, want hulle het gelewe in die vrees van die Here. My baie opgewonde gemaak oor, waartoe vat God hierdie gemeente, as ons hierdie snap van vandag. Kan jy hoor, daar's nogal 'n boldness daarin om God te vrees. Onthou julle ETV? Almal met die groen ID-boekies, ons sal dit nou onthou. Of ons het sommer gepraat van TV4.
Daar was so 'n realiteitsprogram op Fear Factor. Nou Fear Factor het jou gewoonlik gevat na die ding toe wat jou baie bang maak. In my geval sou dit spinnekoppe gewees het. En dan sit hulle jou nou in 'n hok en dan is daar nou 'n klomp spinnekoppe bo oor jou. Ek kan nie eens daai sinne sê nie, dit laat my ril. Ek's nou weer nie bang vir slange nie, maar die ander ouens is nou weer toegegooi met slange. Of as jou hoogtevrees jou probleem is, en dan het hulle jou nou gewoonlik na die hoogste plek toe gevat, en kyk of hulle jou daar kan afgooi terwyl jy in 'n toukie hang of so iets. Fear Factor. You face your fears. Kom ek lees vir jou skrifgie wat bietjie daarvan praat. Maar dit kan half verwarrend raak. Ek lees dit uit Eksodus 20 vers 20, en nou moet jy jou ore spits vir die verwarring. Hier kom dit. Moses praat met die volk. Sorry, hy's bietjie klein, ek lees vir jou. Moses sê vir hulle, wees nie bevrees nie. Julle het gehoor? Hy sê, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Want God het gekom om julle te beproef. En nou weet ek nie wat sê Moses dan nou nie. Dan sê hy, dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Net om jou aandag daar te kry, kom ek lees hom gou vir jou in die NIV. And Moses said to them, do not be afraid. God has come to test you. Hy gaan jou Fear Factor stuur. So that the fear of God will be with you and keep you from sin. Het jy dit gesien? Dis nogal weer, die opdrag. Moses sê, moenie bang wees nie, en daarna sê hy net, maar daar moet 'n goeie stuk vrees by jou wees. Het jy dit gelees? Hy het gesê, vir die volk, moenie bang wees nie, maar daarna sê hy, maar vrees vir God, dit moet jy hê, en dit moet heeltyd by jou wees, en dit moet jou op die regte pad hou. So dis duidelik, dat die woord van God sê vir ons, daar's twee verskillende tipe vrese, en ons gaan nie tegnies raak nie, dis baie eenvoudig, ek gaan dit vir jou maklik neersit. Hy sê, 'n vrees wat verwerp moet word, en daar's 'n vrees wat aangegryp moet word, wat omhels moet word. Daar is 'n vrees wat jy in alles, wat jy met alles in jou moet veg, jy moet dit verwerp, jy moet dit nie aanvaar nie, en ons sing daarvan, I'm no longer a slave of fear, maar daar's 'n ander vrees wat ek vierkantig in die oë kyk, en ek stap in daardie rigting, en ek wil daarop leun, en ek wil daarop steun, en ek wil nader getrek word, want dit vat my in die rigting van Jesus Christus, en dis wat my lewe gaan verander. Het jy dit? Twee vrese. Een bly ek van weg, ek jaag hom weg, ek leef nie daar nie, ek het dit nie, wil nie dit hê nie, die ander vrees omhels ek. Die keuse is voor jou. Jy kan die een aanhang, en dit gaan jou verlam, gaan maak dat jy nie 'n goeie lewe het nie. En jy kan die ander ene embrace, wat gaan help dat jy die lewe kan verstaan. Onthou wat het Christus gesê, hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar hy het ons een gegee van krag, liefde en selfbeheersing. Hy het ook gesê, waar die volmaakte liefde is daar geen vrees nie. Nou praat ons van hierdie ander vrees, né? Die vrees vir goed en dinge. Maar die een vrees moet ons behou. Ek kon miskien die volgende gedeelte reg in die begin van my boodskap vir jou gesê het, maar ek gaan dit nou sê. Jy moet verstaan dat wanneer die Bybel praat van die vrees vir die Here, dan beteken dit mos nou glad nie dat ons bang moet wees vir God. Het jy dit gehoor? As die Bybel praat van die vrees van die Here, dan sê hy nie ons moet bang wees vir God. Dit beteken baie meer 'n eerbied. Dit beteken 'n ontzag, 'n heilige respek vir wie God is. Hy's kragtig, hy's almagtig, hy kan enige iets doen. Hy is God. Die vrees van die Here is nie dieselfde as om bang te wees vir God nie. Dis eintlik my eerste punt. Onthou jy vir Adam en Eva? Ja, ek weet net, hier's 3 wat wakker is. Onthou jy vir Adam en Eva? Adam en Eva is bang vir God, en daar's 'n rede hoekom hulle bang is, want hulle het gesondig. En dan hardloop hulle weg. En hulle probeer wegkruip vir God. Hulle is nou bang, want hulle het verkeerd gedoen. Baie mense is bang vir God, as gevolg van hulle sonde. Maar dis nie wat God sê, waarom ons moet vrees nie. Hy wil hê, ons moet nie in vrees weghardloop van hom nie, maar ons moet juist na hom toe hardloop. Ek kom na U, Here, want ek weet in my eie, kan ek dit nie maak nie, ek is swak, ek is mens, daar's 'n ou Adam in my wat gereeld wil opstaan, ek het U nodig, ek hardloop na U toe. So hier's 'n baie goeie toets, of jy dalk met die verkeerde vrees besig is, check jou voete.
as hulle weghardloop van die Here, dan is hy besig met die verkeerde vrese. Dan is hy besig met die verkeerde goeders. Maar as hulle na hom toe hardloop, sê Here, kom, ek het U nodig. Ek weet U gaan my help. Ek weet U gaan my swakheid gaan U my tegemoet kom. U gaan my sterk maak. U gaan my krag gee. U gaan by my staan. Check jou voete. Gelukkig is die mense, skryf Matteus, wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Nou, ek het gesê, reg deur die Bybel is daar so 300 verwysings na vrees vir die Here, en weet jy waar is my gunsteling ene? Wat ek iets wonderliks weer raak gelees het, ek sê verrassie in 'n gesprek wat ons hieroor gehad het vroeër die week, dat ek dink ek het hierdie stukkie al nog elke keer gemis. En ek dink dis die woord van God, doen dit met ons lees baie keer iets raak, en dan sien ons dit vir die eerste keer. Het dit al met jou gebeur? En die Here maak deur sy Heilige Gees iets vir jou oop. Nou, so was Markus 4 vir my hierdie week. Jesus is in die boot saam met sy disippels. Jesus sê vir sy disippels, julle moet nou saam met my kom, ons gaan oor na die ander kant toe. En hulle is bly. Jesus het gesê, ons gaan oor na die ander kant toe. En hierdie klomp vissermanne en disippels, klim almal in die boot saam met Jesus, hulle gaan oor na die ander kant toe, onthou hierdie storie, ek gaan nou daarby kom, en daar kom 'n storm op die see, 'n groot storm, sterk winde, groot golwe, en hulle soek vir Jesus, en waar is Jesus? Hy lê onder in slaap. En ek weet nie hoekom Markus het gedoen nie, maar hy sê vir ons, hy lê op 'n kussing in slaap. Net om te sê, hoe rustig is die meester, hy lê in slaap. Dis visserman, hulle ken die see, hulle het waarskynlik seker al 'n storm of 2 gehad. En dan gaan hulle af na hom toe, sy disippels wat die pad saam met hom gestap het, maak hom wakker en met sy kop van die kussing aflig, en hulle vra vir hom, maar gee U dan nou nie om dat ons sterf nie. Kan ek dit gou vir jou lees? En dan moet jy kyk of jy raak sien wat ek raak gesien het, want ek het dit vir die eerste keer raak gesien. Markus 4 vers 40, dankie François. Toe sê hy vir hulle, Jesus sê vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Frans, wat ek kom in Engels ook, ek dink so. Yes. Ek wil net hê, want jy gaan dit dalk nou raak sien. Jesus said to them, why are you afraid? Hy praat van vrees, né? Do you still have no faith and confidence in me? And they were filled with great fear and said to each other, who then is this that even the wind and the sea obey him? Dis wat ek raak gesien het. Hulle was klaar bang. Hulle was bang, ons lees dit in die skrif, is baie eenvoudig. En toe kom die meester, en die Grieks is vir my so mooi, die oorspronklik sê, die storm van die see, toe Christus sê, peace be still, toe word die see so glad soos 'n spieël. En dan sê die skrif, toe 'n geweldige vrees hulle oorweldig. Is jy by my? Hulle is bang, gaan na Jesus toe, praat hom, en toe hy die storm stil maak, toe kom daar 'n heilige vrees oor hulle. Dis die verskil. Hier was hulle bang vir die storm, bang vir die goeders, bang vir my lewe, bang vir my finansies, bang vir wat gebeur in my huwelik, bang wat gaan gebeur by die werk, wat gaan gebeur met hierdie kontrak. En dan besef hulle, maar wie is Jesus? Die Jesus saam met wie hulle elke dag gestap het, wat hulle gesien het, hy het siekes gesond gemaak, hy het wonderwerke gedoen, hulle het in verwondering gestaan oor sy grootheid. Hier is die storm en hulle weet nie wat om te doen nie. Hardloop na hom, Jesus maak die storm stil en 'n heilige vrees kom oor hulle. Nou is hulle banger as ooit, maar hulle is nie bang nie. Hulle besef dat God is in hulle teenwoordigheid. Wie is hy? Selfs die wind en die storms en ek het sit en dink, wat was hierdie arme disippels se alternatief? Nou moet jy gou dink, want dit kan jou in jou praktiese lewe help. So jy is in die storm, want dis die woord leer ons prakties goed. Jy is in die storm, dit gaan moeilik, hulle is in die storm, so hulle kon waarskynlik afgegaan het in die skuit, in die boot, elkeen 'n kussingkie gekry het. Hulle kon.
want die meester is saam. En hy het gesê, kom klim saam met my op, ons gaan oor na die ander kant. Hy het gesê, jy moet in daai kontrak inklim. Hy het gesê, jy moet dit doen. Hy het gesê, en dan in die middel van dit alles, wanneer dit de mekaar lyk, dan wil ons goedjies afgooi van die boot af, ons wil nuwe besluite maak, maar eintlik het hy gesê, ek vat julle na die ander kant. Wat was hulle alternatief? Om net by Jesus te sit en die storm deur te staan, of op te gee op die lewe en sê, gee U nie om, dat ons nou vandag moet sterf. Dit is vir my 'n pragtige stuk. En daai heilige besef, wie is saam met ons? Weet jy wat, dis nou maklik as ons hierdie storie lees, dan dink ons, kan nie glo julle was so dom nie. Ons doen dieselfde. Ons in die storm en ons alles val uit mekaar. Jy moet besef wie by jou is. Jy moet besef dat hy altyd daar is. Dat hy saam met jou is. Dat hy God is. Hy het gesê, ek is Immanuel, ek is nou by jou. Ek sal altyd by jou wees. Is nog 'n toets. Jy weet jy verloor jou ontsag, die regte vrees. As jy verval in al hierdie ander vrese, wat gaan ek nou in die storm doen? En wat gaan ek nou hier doen? En wat gaan ek nou, wat se plan gaan ek nou hier maak? Jesus sê, peace, be still. Voor ek my slukkie vat, moenie vergeet wie saam met jou is. Moenie vergeet dat God saam met jou is. Ek is nog nie klaar nie. Almal nog wakker? Fantasties, die voorste klompie is. Kan jy sien, of jy die vraag so vra, kan jy sien, hoe kan jou lewe verander as die vrees van God in jou lewe is, as die besef van sy heiligheid, die ontsag vir wie hy is, dat hy God is, dat niks vir hom onmoontlik is nie, dat die wind en die see en die storms en alles onder sy beheer is. Weer 'n bietjie hersiening op verlede week se preek, ek het gesê, raak in verwondering oor die grootheid en die heerlikheid en die almag van God. Die probleem is, ons raak baie keer in verwondering en vervoering oor die grootheid van ons probleme en ons uitdagings en die wêreldoorlog en die politiek en die sop en al daai goeders. My gebed is dat die Here regtig vir ons 'n vrees vir hom sal gee, 'n heilige ontsag oor hoe groot en wonderlik ons God is. Mag ons nooit, nog 2 Engelse woorde, mag ons nooit so casual en comfortable raak in die teenwoordigheid van ons heilige God, dat ons vergeet wie hy is. Hier is 'n eenvoudige voorbeeld, ons kom kerk toe, né? Ons tik die boksie. Yes, was volgende by die kerk. Het jy al gedink as jy anders daaroor sou dink? Ek het 'n geleentheid saam met die liggaam van Christus om te kom in die heilige teenwoordigheid van 'n allerhoogste God wat beloof het, I will be among the praises of my people. Ek sal daar wees. Ek is altyd by hulle, maar wanneer ons saam hom verhoog, sy naam groot maak, dan kom ek op 'n ander manier kerk toe. Dan kom worship ek op 'n ander manier. Dan kom ek in sy teenwoordigheid op 'n ander manier. Is nie net 'n tikboksie, ek was hier nie. Nee, ek het tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here, daar in jou binnekamer, waar jy ook al is vir jou kantoor. Maar maak iets daarvan. Moenie vergeet hoe heilig en wonderbaar en hoe groot ons God is nie. Kom ons vrees God vir wie hy is. Dis moeilik om jou vrees vir God. Nee, ek het 'n woordjie misgelees. Dis nie moeilik om jou vrees vir God te verloor. Om baie gemaklik te raak. Onthou, hier is eintlik so 'n bietjie 'n waarskuwing vir die wat nou, as jy sukkel met my boodskap, gaan luister hom 3 keer oor asseblief. Hy sal vanmiddag op YouTube wees. Daar's 'n ouer generasie wat vir ons, en die kerk het groot agter dit gestaan, wat vir ons gesê het, pas op, God watch jou. Hy sien jou. Hy gaan jou raps. Elke foutjie wat jy maak, hy sien jou, hy's daar, hy's gereed om jou by te kom vir elke keer wat, jy het alweer gestruikel, jy het alweer geval, en dis heeltemal, dis verkeerd. En die ouers en tannies wat dit gesê het, hulle was net so scary soos dit wat hulle gesê het. Maar dit was 'n seisoen in die kerk, en baie mense is geleer daaroor, en leef nou nog binne in daai plek. Maar, nou is ons weer in 'n nuwe seisoen, en ek wonder watter een is erger. Hierdie enetjie sê nou weer, staan nader, kom nes jy is, bly ook soos jy is. Jy hoef nie te verander nie. Nee, wat kom stap
in die genade en ek's verward. Maar ek gaan jou 'n bietjie probeer help met hierdie ene. Ek het aan die dieretuin gedink. Nou, julle almal weet, of die meeste weet, ek het 3 klein kindertjies en die laaste enetjie is mos nou Emma. En met Emma al haar breinoperasies en alles wat sy deur operasie en alles wat sy deur is, het ons baie keer daar voor die TV gesit en na Tannie Karika gekyk. Nie te veel nie, vir al die ouers met opvoeding. Ek het nie te veel die TV aangesit nie, net so nou en dan. En dan sing Tannie Karika liedjie. Ek sê, moet jy uit my asem uit. Ons gaan almal na die dieretuin, die dieretuin, die dieretuin. Ons gaan almal na die dieretuin, om olifant jou reuse dier. Dit was een van ons favorites. Jy kan hom gaan Google, dis 'n baie mooi playlist van Tannie Karika Keesenkamp, die dieretuin. Was al daar? Enige iemand wat al in 'n dieretuin was? Great stuff. Ek kan een aanbeveel en ek hoop hulle gee vir my afslag vir hierdie, ek sal die preek vir hulle stuur. Vredenheim. Ja, Vredenheim met al die diere, die leeu's en 'n stier en 'n swart jag, ek ken nie eens almal se name nie. Vredenheim. Ek moet weer teruggaan, want die dag voor Emma se operasie, haar breinoperasie, het ons na die diere gaan kyk, want ons almal moes ons mind op ander plekke kry. Waarheen gaan ek nou met my dieretuin storie? Ek dink hier's die probleem. Dis so baie mense God benader, dis soos baie mense in verhouding staan met God, dis soos baie mense kerk doen. Kom ek verduidelik my punt en ek gaan jou nie verloor nie. Jy sien, die dieretuin of die zoo of Vredenheim is ontwerp, is ingerig vir vermaak van die mense. Regtig. Jy kan vanmiddag sien toe ry, is 'n bietjie nat, maar as jy daar kom is daar goeie parkering. En iemand sal jou wys ook, parkeer hier. En dan staan ouppies wat staan met borde, welkom, ons het jou verwag. Nee, hulle staan nie, maar hulle is amper so. Nou, kom in, wat soek julle die dieretuin? Yes, kom hier na toe. En alles gebeur net soos jy dit eintlik maar hier ervaar. Jy gee jou offergawe daar by die eerste hokkie. Baie meer as hier by die kerk, ek kan jou waarborg. En jy betaal vir al daai hoenders wat die leeu's eet. En dan stap jy in. Dan as jy dit nou reg doen en die kinders is saam met jou, sorg jy dat jy by die eerste stalletjie, want daar's tot stalletjies met koffie en tee en draairoomhuis. Ek's nou al vir 2 dae lus vir 'n draairoomhuis vanmiddag. En dan kan jy nou daai draairoomhuis soft surf van jou lek, terwyl die leeu aan die kant van die draad lê. En jy geniet dit net. En jy's eintlik half so verlore in hulle grootheid. O, dis mooi, hulle leeuetjie. Kyk sy maanaartjies, kyk Emma, tel ons haar op. En jy hou haar sommer so vir die leeu. Daar's iets in die zoo en die dieretuin in Vredenheim wat die regte vrees wegvat. Wat dit minder maak. Daardie ontzag. Daardie respek. Regtig, dit is nie daar nie, want dit is lekker. Fotootjie, selfie, saam met die leeu. Maar ek het 'n ander storie ook. 1 jaar gee iemand vir ons die geleentheid om 'n leeuplaas daar in Kreersdorp, dink is in Kreersdorp, daar, Cradle of Mankind daar. En ons hele gesin, ek en my vrou en ons 2 kinders, word in 'n leeuhok ingery. Ons het dit glad nie verwag nie. En dit is 'n oop voertuig. Tot vandag toe weet ek nie, ek sê net altyd vir die Here, ek kan nie eens in my mind regtig so toe gaan nie. Ek sê net heeltyd vir hom, dankie dat hy ons beskerm het. Ooptrok, die bestuurder van die voertuig het nie eens 'n geweer of iets gehad nie. Hy sit reg voor en dan ry ons, en as hier 'n klomp leeu's naby ons, en dan sit almal, niemand roer nie. Ons is almal baie bang. Daar's nie 'n idee van 'n roomhuislek of iets nie. Nee. Jy sit op die voorpunt van jou stoel en hulle het ook gesê no sudden movements, baie stil gesit. As hulle naby aan jou kom en die voertuig kom, is daar 'n heilige ontzag, 'n eerbied, 'n vrees van die regte leeu is hier. Sien, die leeu by Vredenheim, al daai klomp diere, dis so ontwerp dat jy gemaklik is. Jy kan aanneem dat jy daar mag ontspan. Jy kan die besluite maak, jy kan
Dis jou ruimte. Jy kan kies wat jy wil doen en hoeveel pret jy aan hierdie kant van die draad wil hê. Jy kan dit geniet. Jy kan maar net jy wees. Regtig, jy kan ontspan met oorgawe. Maar in die wild op safari raak jy intens bewus van hierdie is sy ruimte. Ek is 'n gas, ek is 'n besoeker. Daar's 'n heilige ontsag, 'n heilige eerbied vir waar ek is. Ek's nou in sy gebied. Ek wonder of ons die partykeer vergeet dat ons sy gaste is nie, dat ons sy eiendom is, dat ons sy kinders is nie, dat ons in sy genade leef, dat ons in sy heilige teenwoordigheid is. Ek wonder of ons dalk so informeel geraak het, dat ons die vrees van God, of die vrees vir God verloor het. Soos, daar's 'n eerste prentjie, ja, daai enetjie is nou die Romeis prentjie, nou, vir die wat dit nie mooi kan sien nie, maar ek meen jy kan tot jou handjie teen die glas sit. Maar daar's 'n ander prentjie. Dis 'n ander realiteit. Ek het dit gister kom afneem. Ek het 'n leeu geneem. Dis nou maar net daar 'n leeu op Alta se lesenaar daar agter. Jy kan nou maar net self met jou gedagtes hierdie hanteer. Vir watter manier sou jy beweeg het? Watter manier sou jy ingekom het? Wat sou jou gedrag gewees het as dit die prentjie was? Onthou, hy is die leeu van Juda. Ons het gesing, een van die liedjies wat jy gekies het, sê hy is die leeu van Juda. Hy is ook die lam. Onthou, jy moet baie mooi verstaan. Ons gaan nie bang raak. Ons gaan eerbied hê. Ons gaan 'n heilige vrees hê vir ons God. Ek gaan amper klaar maak. Dis tot jou voordeel as jy verstaan wat die verwondering oor die heiligheid van God, vrees van God, vrees vir God, vir jou lewe kan beteken. En ek is met my hart oortuig hierdie week meer as ooit, God roep sy kerk terug vir heilige vrees. God roep individue terug om 'n vrees vir God te hê, vir wie hy is. Die vrees van God, ek herhaal dit, want jy moet dit nie verkeerd verstaan nie, en as jy 2 keer gaan kyk, sal ek bly wees, die vrees van God beteken nie, ek is bang vir God nie, ek is bewus van sy teenwoordigheid. 'n Groot vraag wat ek vir jou wil hê, in watter mate verander sy teenwoordigheid die besluite wat jy neem? As jy die vrees van God besef, hoe maak jy besluite in jou lewe? Hoe maak jy planne? In die vrees van God, in die teenwoordigheid van God, gaan ek verander. Ek gaan selfs van tyd tot tyd ongemaklik raak. Ek gaan doen wat hy vra en ek gaan leef soos hy wil hê ek moet leef. God is verbind tot ons verandering, want hy wil hê ons moet 'n leefstylkeuse hê wat soos Christus in lyk, wat ons hom verheerlik. In 'n toegewyde lewe, luister mooi, 'n toegewyde lewe is nie dieselfde as 'n kuier by die zoo nie. 'n Toegewyde lewe aan God beteken erns met God op hierdie eerste vakansiedag van die skool. Dit gaan jou regtig druk tot beter besluite. Jy gaan anders optree, jy gaan anders leef. Ek het hierdie week daarby vasgehaak. Maar ek weet, ek was nou met die voorbereiding besig, maar as jy nou by die huis is en jy raak bewustelik van God se teenwoordigheid, van die vrees van God in jou lewe, dan begin jy check wat jy kyk, hoe jy praat, hoe jy optree, watter besluit jy maak vir waarheen ek gaan, wat ek doen. Alles verander wanneer ek die vrees van God bewuslik in my lewe ervaar. Dit verander hoe ek liefhet, dit verander hoe ek met ander mense werk. Die vrees van God, meer as 300 keer in sy woord. Dit verander ons lewe. En as ek dit reg verstaan, dan is ek ontslaaf van al die ander vrese, want of ek nou in die storm is, en of ek nou in die moeilikste plek van my lewe, tydperk van my lewe is, hy's met my, en hy het gesê, hy gaan saam met my oor na die ander kant toe, en al wat ek hoef te doen is om God te vertrou. Hy wil intimiteit met ons hê, hy wil naby ons wees, hy wil hê dat ons 'n vrede ervaar wat ons verstand te bowe gaan, want dit is wie hy is. En dan wanneer ek hom ken, wanneer ek in hierdie verhouding en wanneer ek die vrees van God reg verstaan, dan verstaan ek, Here, maar ek wil in die genade bly leef. Ek besef dat die prys wat U vir my betaal het, was so groot. Ek wil beter leef, ek wil beter met ander mense werk, ek wil beter verantwoording doen oor alles wat ek doen,
want ek het U so lief, nie my so lief, U het my kom red. Ons het so gesing van die genade van die Here wat ons kom red het. In Hebreërs 4 vers 16, laaste skrifgedeelte. Lisa, julle kan vorentoe kom. Baie dankie. Nooi hy ons, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade toe gaan. En dis waar ons barmhartigheid verkry en genade vind om deur God gehelp te word. Want ek erken en bely, Here, ek kan nie hierdie dinge alleen doen nie. Ek het U nodig. Ek kan nie hierdie pragtige, heilige lewe leef, ek kan nie, ek sukkel, ek val te veel. Maar die Here sê, kom na my genade troon toe, ek is die leeu van Juda, ek is die lam wat geslag is, ek wil jou help, ek wil jou lei, maar leef binne die vrees van God. Daar's 'n Engelse stelling, ek wil dit vir jou lees, jy kan dit saam met my lees. Hy sê, no matter what battle we endure, we know that in all things He will bring about good to those who love Him. We may not know what tomorrow holds. O nee, hier is die tweede een. Ek wil die eerste een hê. Daar sê. Sorry, ons begin oor. Is jy saam met my? Dis die einde. Jy moenie worry, dis die einde. When you're tempted to worry or panic, choose to trust and fear God. Why? Because God is our protector, our provider. He's our King. He's our peace. He's our all-knowing, all-powerful, ever-present, faithful and trustworthy Father. And no matter what the battle we endure, we know that in all things He will bring about good to those who love Him. En dan is daar daai old saying wat sê, we may not know what tomorrow holds, but we know that the Lion of Judah, He holds tomorrow in His hands. Vriende, ek dink jy het huiswerk. Vrees jy God? Leef jy binne in die vrees van God? Verstaan jy dit? As jy daai verandering snap, verander jou hele lewe. Lisa het vir ons 'n lied gekies wat my baie help, want dit sê vir my, raak net stil en weet, hy is God. So terwyl ons net so sit, wil ek hê jy moet maar net met die Here hieroor praat, maar ons kan saam sing. Kom ons sing saam met hulle hierdie laaste lied. Dankie Lisa. Vriende, mag jy vandag gaan in die wete oor die heiligheid, soewereinheid van ons God en Hemelse Vader. En dat hy sy seun Jesus Christus gegee het, juis om ons nader aan hom te bring. En nou is ons so naby, dat sy Gees in ons is, by ons is. En ek wil jou vandag stuur met hierdie woorde, gaan leef in die vrees van God. Jy mag gaan in sy vrede. Amen.